Die Onse Vader, ek is seker dis een van die bekendste gebede in die hele wêreld, né? Baie van ons kan dit opsê sonder om eers te dink, net so woord vir woord. Maar wat as ek vir jou sê daar's 'n dieper plan, 'n soort bloudruk wat weggesteek is binne in daai woorde wat ons so goed ken? En presies dit is die vraag wat ons vandag gaan probeer antwoord. Ja, miljoene mense ken die woorde, maar verstaan ons werklik die bloudruk daar agter? Want jy sien, hierdie is soveel meer as net 'n gebed wat jy opsê. Dis eintlik 'n meesterlik ontwerpte gids, een wat die manier hoe ons met God praat heeltemal kan verander. Goed, so hier's ons plan vir vandag. Ons gaan dit in 4 dele opbreek. Eers kyk ons na die fundament, hoe die gebed begin. Dan die eerste helfte wat heeltemal op God fokus. Daarna skuif ons oor na die deel wat vir ons bedoel is. En heel laaste gaan ons sien hoe alles bymekaar kom as 'n ongelooflike gids vir ons lewens. Reg, kom ons duik dadelik in by die heel begin. Daai eerste paar woorde, dis krities. Dis die fundament waarop hierdie hele bloudruk gebou is en dit sê vir ons onmiddellik iets ongelooflik belangrik oor ons verhouding met God. Die gebed skop af met een ongelooflike kragtige woord: Vader. Nou, stop net vir 'n oomblik en dink daaroor. Daardie een woord verander absoluut alles. Skielik is gebed nie meer hierdie formele, afstandelike ritueel nie. Nee, dit word 'n intieme, persoonlike gesprek. Dis nie meer soos 'n onderdaan met 'n koning van ver af probeer aanspreek nie. Dis 'n kind wat met 'n liefdevolle en toeganklike pa praat. OK, so met daai verhouding as ons beginpunt, kom ons kyk nou na die eerste helfte van die bloudruk. En dis hier waar die ontwerp regtig slim raak. Let 'n bietjie op hoe Jesus hierdie gebed doelbewus so bou dat ons fokus eers op God is, lank voor ons eers begin dink aan ons eie behoeftes. Hierdie fokus op God, wel, dit ontvou in 3 baie duidelike stappe. Eers eer sy naam, dan nooi sy koninkryk en laastens onderwerp jouself aan sy wil. Sien jy die logiese vloei? Dis 'n perfekte manier om ons harte en ons gedagtes reg te kry voor ons met enige iets anders begin. So, kom ons breek daai eerste stap 'n bietjie oop. Wat beteken dit nou eintlik as ons bid dat God se naam geheilig moet word? Wel, op die ou end is dit 'n versoek, dis 'n gebed dat ons lewens, ons dade, 'n lewende getuienis sal wees van sy eer. Dat alles wat ons doen, sy naam groot maak en nie afbreek. Dan kom ons by die tweede versoek: laat u koninkryk kom. Nou dis nogal belangrik om te besef, hierdie koninkryk is nie 'n fisiese plek iewers op 'n kaart nie. Nee, dis eerder 'n toestand. Dis die realiteit waar God se heerskappy en sy gesag aktief is en aanvaar word. So wanneer ons dit bid, wat vra ons eintlik? Ons vra Here, laat u heerskappy, u manier van doen nou dadelik sigbaar word in my lewe en in die wêreld om my. En dit lei ons na die derde deel. En miskien die moeilikste deel van hierdie eerste helfte. Laat u wil geskied. Sjoe, dis 'n radikale stap van oorgawe, van pure vertroue. Dis die oomblik waar ons sê my planne, my begeertes, ek sit dit eenkant vir u perfekte plan. Ons bid eintlik dat sy wil ons realiteit sal word, hier op aarde, presies soos dit alreeds in die hemel is. En hier kan jy die hele argitektuur van die gebed in een oogopslag sien. Dis 'n briljante, amper simmetriese bloudruk. Kyk mooi. Die eerste 3 versoeke heeltemal gefokus op God, sy naam, sy koninkryk, sy wil. En eers nadat daai fundament stewig gelê is, eers dan skuif die fokus na ons met 3 versoeke wat op ons menswees fokus. Ons daaglikse brood, ons vergifnis en ons beskerming. Dis 'n perfekte, doelbewuste balans, né? Goed, so nou dat ons fokus reg is, kan ons aanbeweeg. Kom ons kyk na die tweede helfte van die gebed. Dis jou die deel wat direk met ons menslikheid praat, ons daaglikse lewe, ons verhoudings en ja, ons diepste worstelinge. En nes in die eerste helfte sien ons weer daai selfde perfekte 3-ledige patroon. Hier is die stappe. Eers, vra vir jou daaglikse brood. Tweedens, soek en bied vergifnis aan. En derdens, vra vir beskerming.
Die heel eerste versoek vir onsself: gee ons vandag ons daaglikse brood. Weet jy, hierdie is soveel meer as net 'n inkopieslys vir God. Dis 'n daaglikse oefening in nederigheid. Dit leer ons om op Hom te vertrou vir net wat ons vandag nodig het en om daai angs oor môre bietjie te los. Dis 'n erkenning dat Hy die bron van alles is en dis 'n kragtige teenmiddel vir daai hebsug wat so maklik in ons harte kan neskop. Volgende op die lys, vergifnis. Die gebed praat van sonde as 'n skuld, 'n goeie beeld want dis presies wat dit doen, hè? Dit breek verhoudings met God en met mekaar. En dan kom daar 'n voorwaarde wat jy nie kan omseil nie. Ons ontvang vergifnis in presies dieselfde mate as wat ons dit vir ander gee. Dis amper soos 'n spieël. Ons vermoë om God se genade te aanvaar hang direk af van ons gewilligheid om daai selfde genade aan ander te wys. Dis die enigste manier om daardie gebroke verhoudings weer heel te maak. En dan die laaste versoek vir onsself. Dis 'n pleidooi vir beskerming. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hierdie is 'n baie nugtere en eerlike erkenning. Dis asof ons sê, ons weet ons is in 'n geestelike stryd. Ons weet ons is kwesbaar. Ons het God se bonatuurlike hulp eenvoudig nodig om versoeking te kan weerstaan en om vry te bly van die bose se greep. Reg, so ons het nou die hele bloudruk uitmekaar gehaal en elke stukkie bekyk. Maar wat is die nut van 'n bloudruk as jy nooit iets daarmee wil bou nie? Reg? En dit bring ons by ons laaste en ek dink die belangrikste deel. Hoe die Onse Vader 'n gids vir ons hele lewe word, nie net vir 'n paar minute wat ons bid nie. Jesus was eintlik baie duidelik hieroor. Hy het sy volgelinge gewaarsku teen gebede wat net leefwoorde is, net klank sonder inhoud. In Matteus 6:7 sê hy dit so reguit. En as julle bid, moet julle nie 'n stortvloed van woorde gebruik soos die heidene nie. Die boodskap kan nie duideliker wees nie of hoe. Die opregtheid van jou hart is soveel belangriker as hoe perfek jou woorde klink. En dit is die absolute kern van die saak. Die Onse Vader is nie 'n soort towerformule wat jy opdree nie, of 'n skrif wat jy gedagteloos aframmel nie. Nee, dis 'n model. Dis 'n voorbeeld, 'n raamwerk wat vir ons presies wys wat die houding en die belangrike elemente van 'n opregte gesprek met God is. So, as ons alles nou bymekaar trek, wat leer hierdie bloudruk ons oor ware gebed? Eintlik 3 hoofpunte. Eerstens, onthou en erken altyd jou intieme verhouding met God as jou Vader. Tweedens, maak seker sy eer en sy wil is in die absolute middelpunt van jou lewe. En derdens, bring jou hele self, alles wat jy is, jou daaglikse behoeftes, jou stikkende verhoudinge, jou diepste worstelinge, bring dit alles met vrymoedigheid na hom toe, met die volle vertroue dat hy luister. En dit alles los ons met een laaste uitdagende vraag. Nou dat ons die bloudruk verstaan, gaan hierdie gebed vir ons net 'n teks bly wat ons opsê, of gaan dit die lewe word wat ons lei? Want op die ou end word die ware krag van hierdie woorde nie ontsluit deur dit net te onthou nie, maar deur dit elke dag te gaan leef.